Die wurm. Ek gaan net eers gou 'n paar verse in Psalm 22 lees. Want Psalm 22 was 'n profesie van Dawid gewees, wat Jesus aan die kruis in die woorde in vers 2. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Vers 7. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Nou die een teksgedeelte, Psalm 22 vers 7 is waaroor ek wil gesels en julle vertel van 'n wurm. Want ons hoor in vers 7, maar ek is 'n wurm en nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Psalm 22:7, dis 'n vers wat 'n mens aangryp, want eers voel dit so vernederend, en dan, as jy die wurm sien, so ongelooflik sag. En hierdie wurm in Psalm 22 is nie sommer enige wurm nie. En om dit reg te verstaan, moet ons net gou kyk na die oorspronklike taal. Nommer 1. Hierdie is nie sommer die algemene maaiwurm in Hebreëus rama nie. Rama is die wurm wat jy in 'n asblik kry. Hy eet dooie goed. Rama wys net verval, vrot, slegtigheid, afval. Maar die tweede wurm in 22 vers 7 is die tolahat wurm, 'n maawurm. Die ou mense in Israel het haar elke jaar gesien op die kermisuik. Die tolahat wurm is 'n rooi wurm. Wat wil Jesus hê moet ons weet van hierdie profesie? Ons kyk net eers baie vinnig na die siklus van die spesifieke rooi wurm. Hierdie wurm lê net een keer in haar lewe eiers. Wanneer haar tyd kom, klim die rooi wurm stadig teen 'n boom op, en iewers op daardie boom klou sy haarself aan die hout vas. Terwyl sy haar posisie inneem en haar lyf teen die hout druk, vorm sy 'n harde rooi dop wat haar aan die houtoppervlak vaslas. Haar keuse is gemaak en dit is permanent. En dit is daar onder haar liggaam, onder daardie kenmerkende, beskermde rooi dop, waar haar kinders gebore word. En dan gebeur daar 'n vreemde ding. Die kinders van die wurm begin vir die volgende 3 dae op die lewende liggaam van die moeder voed. Na 3 dae gee die rooi wurm haar lewe op. En terwyl sy dit doen, vind een van die mees diepgaande gebeure in die hele natuur plaas. Die enigste manier waarop haar kinders kan leef, is dat sy sterf. Die enigste manier waarop ons kan leef, is dat hy, Jesus, vir ons moet sterf. So weet ons wat liefde is. Christus Jesus het sy lewe vir ons neergelê. Die misterie in die natuur bevestig die waarheid van God. Daarom lees ons in die woord as God sê, leer van die natuur. Terwyl die maawurm sterf, bars 'n bloedrooi sap uit haar lyf uit. Dit kleur haar wit lyf rooi. Dit kleur die bas rooi en dit vorm 'n harde skild oor die babas. Vir 3 dae is die boom gemerk met rooi. Na 3 dae word die rooi kors spierwit soos poeier en dit waai weg. En die kleintjies is veilig en hulle is lewendig. Dis presies hoe die ou kommentare Psalm 22 vers 7 beskrywe. Die wurm heg aan 'n boom, lê eiers, sterf en kleur die hout rooi om sy kleintjies te beskerm, en later word dit wit. Toe Jesus Psalm 22 aan die kruis aanhaal, sê hy nie, ek is vrot soos 'n rimmelwurm nie. Nee, hy sê, ek is tolahat, ek is die een wat myself vasmaak aan die hout,
Ek is die een wat my bloed vrywillig vir julle stort, tot ek sterwe, om julle van die dood te red en veilig te maak. Ja, die mense rondom die kruis het nie 'n held gesien nie. Hulle het 'n man gesien wat so kaal, so bloedig, so vasgepen was dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie. Net 'n rooi smeer op 'n kruishout. 'n Tolahat lyk in daardie oomblik glad nie koninklik nie, maar tog is dit uit haar lyf wat die duurste rooi kleurstof in die wêreld gekom het. Die priester se klere, die voorhangsel in die tempel, die draad van Raab, alles is met Tolahat rooi gekleur. So, die spot is eintlik die profesie. Hulle dink hy's niks werd nie, maar hy's besig om die kleur te word, waarmee God mense deur wedergeboorte beklee. Van rooi na wit, Tolahat, rooi wat wit word. Die wurm se naam beteken letterlik wurm en skarlaken. En Jesaja speel later met dieselfde woord. Al is julle sonde so skarlaken, Tolahat, dit sal wit word soos sneeu. Dawid skryf dus nie 'n depressiedagboek nie. Hy skryf 'n liefdesbrief in kode. Ek voel soos 'n wurm wat vasgedruk word, maar God gaan hierdie rooi oomblik gebruik om mense skoon te was. Ek het gedink dit gaan oor skaamte. Toe sien ek, dit gaan oor liefde. Wedergeboorte, gewas in die rooi bloed van die lam, wat al my vuil sonde afwas, tot ek skarlaken wit skoon is. Wel, tot sover. Dit is maar net iets anders om aan te dink daar in Psalm 22 vers 7 wat 'n mens miskien misgelees het. Die stukkie oor die wurms is 'n spesiale wurm wat haarself teen 'n boom laat opklim en toemaak en 'n harde dop aan die hout vasheg, waarvan haar kinders 3 dae lank aan haar beginne eet. Sy gee haar lewe op vir hulle. En dan die rooi vloeistof wat uit haar kom as sy sterwe, en so teen die boom afloop, en die kleintjies daardeur beskerm. Net so die bloed van Jesus afgeloop, vir sy kinders, om hulle te beskerm. Ja, vir jou en vir my. Wat 'n wonderlike gedagte. Ja, die Tolahat, dit praat van wat die Messias vir die mens doen, vir jou en vir my gedoen het. Amen. Die Here is my skuilplek, my vesting, my rots. Ek sal nie vrees nie. Ek staan in geloof. Al kom die storm, ek bly